eksamens. Ek wonder of Bobo se niggie nog vandag hier gaan opdag om ons te help. Miskien het sy verdwaal, sy moet al die pad van Benoni afkom. My pa het eendag so verdwaal toe hy Benoni toe is, hy moes by die karousel oornag. Nou, dis sy storie. As sy nie opdag nie, bedien ek self. Dan sal iemand my dalk optip. Met daai lyf sal oom hulle moet tip. Wat het geword van goeie, vinnige, flink diens? Bobo sê, hoe mens jou heupe en jou bas swaai as jy loop en hoe jy moet buk as jy 'n pen optel is 'n baie belangrike deel van diens. Ek sal dit in gedagte hou. Bobo sê, sy weet alles van diens af. Jou customers is eintlik jou gehoor. En die vetkoeke is 'n fees vir die maag. Die waitress moet 'n fees vir die oog wees. Gewonder sy kry so baie tips. Dis ook seker hoekom meeste van ons customers mans is. Mans is nie so ge-worried oor hulle figures nie. Hulle koop baie meer gemorskos. Gemorskos? Maak ek nou skielik gemorskos? Thank you very much. Ja. Ek bedoel oor die algemeen koop mans meer takeaways. Dis 'n wetenskaplike feit. Het oom se feite reg? Takeaways het niks met wetenskap te doen nie, is baie nader aan huishoudkunde. Is jou kombuis skoon? My kombuis is altyd skoon. Eers gemorskos, nou 'n vuil kombuis. Wat probeer oom vir my sê? Dat jy te veel praat. As dit oom hinder dat ek te veel praat, sê dan net worsie, jy praat te veel. No hard feelings. Worsie, jy praat te veel. OK, maar dis nie nodig om te sê ek maak gemorskos in 'n vuil kombuis nie, is ook maar net 'n mens met gevoelens. Kan ek help? Daar's die menu. Ja, kan sien. Sê maar net as jy reg is om te bestel. Reg. Wat sal dit wees? Dat blonde cherry wat hier werk. Bobo. Ja, waar sy? En sy's af vir die week. Sy gaan eksamen skryf by die modelskool. Maar sy sal volgende week weer terug wees. Het jy al besluit wat jy sal doen? Ja, ek sal volgende week kom bestel. Kyk hier daar. Is gelukkig, dis 10:00. Tussen 10:00 en 11:00 is dit happy hour. Dan kry jy 2 vetkoeke vir die prys van 1. Ja, ek sal onthou as ek volgende week kom. Hoeveel het hy oom getip? Jy hoef nie so te glimlag nie. Hy wou nie eers 2 van jou heerlike vars vetkoeke hê vir die prys van 1 nie. Dit maak seer. Maar ek is seker as Bobo hier was, sou hy dubbel betaal het vir 1. Hier steek 'n liederlike ding sy kop uit. Waar? Hier. Sonder Bobo gaan ons skade ly. Dit sal ook nie help as oom hier rondloop en oom se bas swaai en nou en dan oom se pen laat val nie. Ek wonder hoe lyk Bobo se niggie? En sal sy bereid wees om haar pen te laat val? Ai. Ek's Bobo se niggie, Sue Ellen. Nie sleg nie. Ek het vreeslik gesoek na die plek, maar nou is ek hier. Oeps. Miskien moet jy nog 'n paar skorrels deeg aanmaak. Okay, won't take long. Bobo se fabulous figure nie, is vir al die rondhardloop. Ek is net bly jy kan ons die week kom uithelp. O nee, is ek wat moet dankie sê. Die ouens hier op Nigel is fantasties. Hulle tip ongelooflik. 6 van hulle het my al gevra vir 'n date. As jy nou net 'n uniform aangehad het, sou ek ja gesê het. Wat se uniform? Enige een. Army, polisie, lugmag, Salvation Army, buskonnekteur, jockey, paddaman, matroos. Natuurlik my gunsteling, speedkop. 'n Man in 'n uniform en ek's lam. As ek 'n speedkop sien, dan raak ek ook lam. Maar ek dink nie ons raak op dieselfde plek lam. Die man sê dis baie oulik. Een ou Paulie wou glad weet of ek belangstel om sy skelm te wees. Sweet, nee. Lekker katoos as jy my vra. En daai ou wat daar sit en notas maak, het my job geoffer.
Wat 'n job? By Spiro se Peri Peri Chicken Takeaway hier om die draai. Dis glo sy plek. Wat? Ja, hy sê hy gee hierdie plek net 3 maande, dan is dit bankrot. Is dit so? Oh, gat, sy het nog 'n takeaway ook georder. Worsie, uit baby size te takeaway. Okay. Ek dink hy wil dit laat toets. Die vetkoek. Te kyk wat daarin is. Daar's mins in. Nee, al die bestanddele. Hy's agter die resep aan. Dis hoe mense uitvind. As 'n laboratorium in Pretoria wat dit ontleed en dan presies vir mense die resep gee. Ag, die Frans in die tuisnywerhede doen dit al vir jare. Verskoon my. Net hier sien jy jou Guarspiros. Ek kom met jou praat. Ek moet nog gou 8 kleintjies maak. Dis waaroor ek met jou wil praat. Ons het 'n spaai in die winkel. Waar? Sien jy daai ou wat so sit en notas maak? Hy's 'n spioen. Lyk vir my net so Spiros van die hoenderplek. Spioens. Uitgeslaap, né? 'n Spioen. En vir jare dink ek hy verkoop net chicken piri piri. Man, die spioens is in die flieks nie. Hy het kom spioneer en uit te vind hoe maak jy daai vetkoek? Jou resep. My resep. Ja. Bel die polisie. En sê hulle wat? Ons het niks bewyse nie. Hy wil daai 8 baby size hê om te laat ontleed. So gaan hy jou resep ontdek. Van nou af moet al die mense hier klaar eet. Niks meer se takeaways nie. Takeaways is ons besigheid. Ek het 'n beter idee. Ek ook. Gee hom 8 warm klappe. Nee. Maak daai 8 baby size. Maar gooi net so 'n paar ander bestanddele ook by. Soos wat? Ek sê russies, curry, peper, sardientjies, voetpoeier. Ek dink nie dis reg om so met kos te mors nie. Doen dit net. Okay, Mr. Spiros. Hier kom 'n konkoksie. 1 hap in jou maag spuit gelyk op twee kante uit. Ons moet miskien daaraan dink om nog iemand in die kombuis aan te stel. Dan kan ek daai persoon se senior wees en dan kan ons skofte werk en self deur die nag oop bly. Sy laf. Almal weet na 8 is Nigel gevrek. Dis waar. Wat lawaai hier buite sit? Maar ek sal gaan doen. Seker weer 'n motorbike ongeluk iewers. Ek haat dit hoe die ouens in hierdie dorp met motorbikes jag. Ons af te show voor die cherries. Ek het ook 'n motorbike gehad toe ek jonk was. 1000cc 4-silinder Goldwing. Auntie Poppy was mal daaroor. Dit het haar nou lam gemaak. Dis 'n ambulans. Dit het net daar by sy paadjie gestop en toe hol die ouens daar by Spiro se Peri Peri Chicken Takeaway. Dink jy wat ek dink? Iemand het met 'n motorbike in Spiro se winkel gecrash. Nee man. Miskien het iemand iets verkeerd geëet en nou sy baie siek. Dit sal nie help om hier te staan en raai nie. Kom ons gaan vra hulle. Iemand het dalk 8 baby size geëet en daarvan siek geword. Oom het gesê hulle gaan 'n toets nie eet nie. Ek? Dis wat Sue Helen vir my vertel het. Ek het gesê ek dink hy wil dit laat toets. Ek wou dit nie doen nie. Ek het gesê ons moenie so met kos mors nie, om dit my maag doen. Hulle gaan uitvind dis ek. Hoe? Speeksel toets. Ek het sommer net so vir die good luck binne in elke vetkoek gegop. En jy verwag ons moet hiervoor betaal. Kom papie, kom Gertjie. Hier sien jy vir ons nooit weer nie. Jy kan spoegbol. Sis. Kom. Hy het in die takeaways gespoeg. Hy het nie in die wat julle Vir wat staan 'n spoeg hier in 'n vetkoek? Oom het gesê ek moet enigiets aan sit wat nie daarin hoort nie. 'n Spog hoort nie daarin nie. Wat hier nog aangesit? My strolletjies. Wat jy waar kry? Daar by die asblikke agter die supermark. Ag nee, hel man. Iemand kan ons nou vreeslik siek word af. Soos dit vir my gelyk het, is iemand daar by Spiros vreeslik siek. My maag raak skoon jelly rug. Wag nou. Laat ons nie nou paniek nie. So Helen, gaan loer in daar by Spiros en kyk wat daar gebeur het. Miskien is dit iets heeltemal anders. Soos 'n motorbike deur die venster. Ek sal gaan kyk, maar onthou net ek het niks met die vetkoeke te maak nie. Ek werk maar net hier. Ek ook. Ek voer maar net opdragte uit wat van bo af kom.
moet dit nie antwoord nie. Hulle sê hulle kan in jou stem hoor as jy skuldig is. Rubbish. Vetkoekpaleis, hallo? Hallo, Poppy? Ja, ons is baie besig. Nee, het gaan voor die wind. Niks verkeerd nie. Ja, ek weet jy het my nie gevra nie, maar ek gedink ek sê jou man. Hier's niks verkeerd nie. Skuldig waaroor? Maar ek was die hele môre hier, vra vir Worsie. Vra my niks. Hoekom het jy gebel? Ja, ek het nie vergeet nie, ek het dit lankal gaan haal. Ja, ek self. OK, sien ek jou by die huis. Bye. Worsie, ek het vergeet. Gaan gou aan die poppies se rok daar by die droogskoenmakers voor hulle toemaak. Is dit deel van my werk? Jy het gesê jy vat net opdragte. Dis 'n opdrag. OK, maar ek loop nie naby Spiros se winkel verby nie. Terwyl jy nou daai kant toe gaan, gee sommer hierdie in daar by Costa. Wat is dit? Reis vir ons van die pere. Dink oom dis 'n goeie ding. Man, vat dit net na Costa toe. Want die poppie het gesê ek moet haar vertel as oom rondloop met vreemde vrouens flirt en perde speel. En jou ma het gesê ek moet haar sê as jy vuil gedagtes kry. Ek sal niks sê as oom niks sê nie. Nou, verstaan ons mekaar. Ja, ons verstaan mekaar, maar hoekom voel dit asof ek al weer tweede gekom het? Vetkoekpaleis, hallo? Die eienaar. Is ek wat praat, Frik Delport en u is? Skuus. Polisie. R27. Ek moes R7 bylas, oom skuld my. Dis die slippies vir die perde. So hulle nog nie terug nie. Ek worry. Polisie het gebel. Nee man. Dis nou net skoongemaak. Hulle wil ons kom sien oor 'n klagte. Oor die kos. Wie presies wil hulle sien? Die eienaar en die chef. Om my die winkel toemaak, dan moet oom my daai R7 gee wat oom my skuld, dan moet oom huis toe gaan en ek moet Mexico toe. Mexico. As iemand vieslik in die moeilikheid is in 'n fliek, dan gaan hy Mexico toe. Ons is hier nou in 'n fliek. Ek weet R7 sal my ook seker nie by Mexico uitbring. Wag nou. Laat ons nou nie spooke opjag nie. Dalk het iemand daar by Spiros maar net 'n hoenderbeentjie in sy keel gekry. Ek wou nou nie te naby gaan nie, maar dis definitief Spiros. Hy's vasgestrap op 'n stretcher. Toe dit die drip in sit toe loop ek. Hy lê en krul van die pyn en skuim kom by sy mond uit. Verskoon my. Hy's by die verkeerde deure. Dis dalk oor hy geweet het ek gaan volg. Shame. Hi, ek's Gawie. Is die eienaar en die chef miskien nie? Ja, maar hulle is daarin. Sit gerus, Gawie. Kan ek solank vir jou iets aanbied om te drink? On the house op my. Koffie, koeldrank. Koeldrank sal lekker wees. Is jy nou hier in Bobo se plek? Ja, net vir die week. Ek kry gou jou koeldrank. Oeps. Hoe moes my liggie? Ja, kan sien. Julle trek nogal na mekaar. Hoe ken jy vir haar? Ag, maar van sien hier. Ek was juis vanoggend hier voor ek aan diens gegaan het. Sodat daai dik ou vir my gesê het sy's weg die week. Daai groot dik ou is die baas. Hy's eintlik 'n baie nice ou. Wouldn't harm a fly. Ek het 'n klagte wat ek hier moet kom ondersoek. Shame. Wie jy? Die twee is nie lekker nie. Ek dink hulle is oorwerk. Hulle wil so graag suksesvol wees, net die beste dienslewe. Ja, ek weet. Die vetkoeke wat hulle hier maak, smaak beter as my ouma se. Dis eintlik hoekom die klagte so stupid is. Maar ek moet doen wat ek gesê word. Wat is die klagte? Dis 'n vrou Kotse. Sy sê die chef het glo in die mense se vetkoeke gegob. Dis totale rubbish. Ek was hier. Sy het gehoor dat die chef sê dat hy die vetkoeke gespoeg het. Dit was sy en haar ou familie wat hier gesit en spoeg het dat die sop spat. Maar hierdie chef het gesê. Ja, dit gedoen ook. Maar dit was in 8 klein vetkoekies wat die oppositie hier weg het om te laat ontleed, om ons resepte steel. En dan gaan hy helse surprise kry as hulle sien een van die bestanddele spoeg. Presies. Is eintlik 'n baie slim manier om ons resepte te beskerm. Ja, seker.
Wel, ek het die klagte ondersoek en mevrou Kotse het nie 'n saak nie. So, wat is jou naam? Sue Ellen. My ma het my vernoem na 'n baie bekende oorseese aktrise, Sue Ellen Ewing. Het jy al van haar gehoor? Dink so. Ag, dit was lank gelede. Sy was glo baie seksie. Ek is vernoem na 'n baie bekende rugbyspeler, Dawie de Villiers. O, ek dink jou naam's Gawie. Ja, dit is. My pa was getrek toe hy my moes laat registreer. Toe maak hy 'n fout. Oh, shame. Dis die gedagte wat tel, né? Nee. Ons is albei vernoem na beroemde mense. Eintlik het ons baie in gemeen. Jy lus om vanaand saam met my te gaan fliek? OK. Maar ek bly in Benoni in 'n flat alleen. Ek ken die pad. Ek het 'n kar. Kom in jou uniform. My riot uniform. Straat nie 'n oog toegemaak. Self nie lekker geslaap. My Popeye lampies se globe het geblaas. Ek het gehoor oor Spiros. Ek ook. En die donker. Net bly. So Helen kon hy polismandjie so goed hanteer. Jy spoeg nie weer in 'n vetkoek nie. Dis sleg vir besigheid. Dit weet ek nou. Elke dag leer mens iets nuut. Ek dink dit sal die beste wees as ons net die waarheid praat. Ja, ons moet onsself oorgee. Ons bel die polisie en ons vertel hulle alles. Ons moet bieg. OK. Bel jy. Ek het maar net 'n opdrag uitgevoer. Dis wat almal voor die waarheidskommissie ook sê. Ek het 'n idee. Kom ons doen aansoek vir amnestie. Man, daar's 'n reuse verskil tussen gross human rights violations en 'n paar muisdrolletjies en 'n vetkoek. Oom is reg. Ons sal nie amnestie kry nie. Vir ons gaan hulle toesluit. Ja. Kom ons bel liewers die hospitaal en hoor hoe gaan dit met Spiros. Dalk het hulle net sy maag uitgepomp en is hy nou OK. Moes nooit vir so Helen geluister het nie. Hallo? Julle gister meneer Spiros opgeneem? Ja, die een van die piri takeaway plek. Dis reg, hoe gaan dit met hom? Ek is baie verlig. Ekskuus, watter ander twee? Intensive care. Polisie. O, hel. Wat? Spiros is alright, hy's ontslaan. Maar die ander twee ly aan ernstige voedselvergiftiging en hulle lê in intensive care onder polisiebewaking. Gelukkig het ek nog niks vanoggend geëet nie, anders het ek wragtig weer 'n kat geskiet. Ai. As Bobo ooit hier bedank, wil ek asseblief haar posie. En nou as julle twee se bek aflei? Ons worry. Waaroor? Ek en Gawie, dis die oulike polisieman, het gisterand lekker gelê en lag oor wat julle twee aangevang het. Gelag. Besef jy dat daar twee ouens in intensive care is oor wat hy gedoen het? Gelê en lag is ook seker nie die enigste ding wat jy in daai polisieman aangevang het nie. Dis heeltemal 'n ander storie. O, daai Gawie's gebou soos 'n Griekse god. Nie ons vet op sy lyf nie. Maagspiere soos 'n sixpack. En jy het so meegevoer geraak toe vertel jy hom alles. Julle weet dit nie, maar eintlik is julle twee regte heroes. Dit weet ons beslis nie. Net na Spiros gister hier uit is, toe word hy in sy winkel gemag. Toe dwing die twee rowers om sy brandkluis oop te sluit. En toe hulle die geld uithaal, eet hulle die vetkoeke wat hulle by hom gevat het. 'n Hele winkel vol chicken peri, hulle kies my vetkoeke. Spiros is toe so geskok, hy kry net daar 'n epileptiese aanval. In 2 tree van die deur af sak die rowers in mekaar met die verskriklikste maagkrampe en betjollos hulle self. Met ander woorde, ek het die heel nag verniet rondgerol. Ek hoop nou nie die skelms gaan sleg dink van my vetkoeke nie. Lyk asof hier so 'n oorlog genaaid is. Ek het laas so baie uniforms gesien by die Durban Tattoo.
Ek wil vir my 'n tattoo kry, so hartjie met 'n pyltjie deur met 'n cherry se naam op my regterbout. Ek moet net eers 'n cherry kry. Weet jy hoe seer is dit om 'n tattoo te laat afval? Ek het 1 uur op my skouer gehad. Poppie wou nie met my trou voor ek dit nie laat afval het. Bosie? Ek weet nie hoekom nie. Maar ek sou opgewonde soos 'n hoofmeisie by matriekdans. Ons skool het nog nooit eens 'n matriekdans gehad nie. Hoe hou jy 'n dans met 3 matrieks? Ek hoef seker nie te vra hoe dit met die tips gaan. Die ouens gooi geld in asof ek 'n dobbelmasjien is. Almal loop seker maar vir die jackpot. Gawie het nogal goeie lak. O, hy's 'n gimnas. Ons het nooit eens by die fliek uitgekom nie. Ons was soos 2 vars magnete. O ja. Kyk wie kom hier ingeloop, Spiros. Waar is die Spiros is hy? Spiros Taganakis. Frik Delport. I have to thank you for selling to me those rotten fat cakes. Little time bombs, but they saved me from being robbed. Oh, so you know. Yes, that young cop told me everything. You fight dirty, Frick. I like that. I like that. Not that I can blame you, eh? Business is tough. But you fat cakes are very tasty, normally. You keep up the good quality and the girls, and you shall be in a business for a very long time. We thought you were trying to steal our recipe. No. I come here to fill in my race forms, where the eyes of my wife cannot see, if you catch my drift. I thought you were making notes. No. I got the takeaway for my staff. You can't eat chicken every day. Ja, same with the vetkoeks. Sorry, Mr. Spiros, but I only voer out an opdrag what my boss give me. Hier, ag, nice and vars, for you, for niet. I thought I would return the compliment here. Try some of my very finest piri-piri chicken. Thanks. Have some. Now. You have one of my finest vetkoeks. Now.